Hartlik goeienaand gemeente, welkom by hierdie Pinksterdiens. Dis die laaste Pinksterdiens. Dit voel amper vreemd om te dink môre is daar nie nog 'n Pinksterdiens nie, maar Sondag gaan ons Pinkster ordentlik afsluit met 'n heerlike lofprysing en aanbiddingdiens waar ons regtig die grootsheid van Pinkster en van die uitstorting van die Heilige Gees saam met mekaar gaan vier en ook die nagmaal gaan vier. En ek nooi hier sommer nou uit na Sondag se diens en ek glo en weet en vertrou dat die Here dit ook sal seën en ook self hier is, want die Here is mos elke keer hier by ons as ons by mekaar is. Geliefdes, ons is vanaand by ons laaste tema oor wat die Heilige Gees in ons lewens doen. Vanaand sê ons die Heilige Gees vorm ons. Heilige Gees vorm. Nou deesdae is die woord geloofsvorming 'n redelike woord wat mense maklik gebruik en sê ons moet gevorm word om meer en meer na die beeld van Christus te lewe. En dan is die ander woord wat gebruik word natuurlik Bybelse vorming. Want die Bybel gee vir ons 'n klomp riglyne oor hoe om te lewe. Maar ek dink nogal sonder die Gees se vorming kan die Bybel ons nie regtig vorm nie. As die Gees nie deur die Bybel en God se woord in ons werk en ons vorm nie, gaan dit nie ons geloof vorm nie. Gaan ons nie groei in ons verhouding met God nie. Daarom begin alles by dit wat die Gees in ons lewens doen. En as ons onsself oorgee in sy hande, dan kan hy ons vorm en maak net soos hy wil. In Johannes hoofstuk 16 skrywe Johannes wat die Gees doen. Hy sê, maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei. Want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my ontvang, aan julle bekend sal maak. Geliefdes, die Gees van die waarheid, wat van Jesus getuig en ons lewens kom omvorm, groet jou vanaand en sê vir jou genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit is so voorreg om vanaand by mekaar te wees. Here, met ons broers uit Makatini wat saam met ons is. En Here, dat ons kan hoor van hulle werk. En hierdie werk wat al meer as 'n eeu daar in Makatini gedoen word. En hoe u daardie werk geseën het deur die jare, want dis u werk, Here. En dankie dat ons daarvan 'n klein deeltjie kan wees. Dankie Here vir Pinksterweek, waarin ons meer van u Heilige Gees kon leer en kon ontdek. En help ons ook om vanaand weer met oop hartsore, geloofsore na u boodskap te luister. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Hierdie pragtige woorde, lei my in u waarheid, leer my van die seën. Is ons so afhanklik van die Gees, dat hy ons elke dag kan lei in die waarheid, en ons kan leer van die seën, dat ek elke dag opnuut sterf van myself, my lewe aflê, my lewe oorgee aan die Gees, sodat ek by hom kan hoor hoe hy wil hê dat ek moet lewe, sodat hy my lewe kan vorm en kan stuur om al hoe meer en meer soos Jesus te lewe. En dis op die einde van die dag die belangrike ding wat ons moet hoor en besef. Die Heilige Gees sal elke dag aanhou om ons in die rigting van Jesus te lei. Hy lei ons in geen ander rigting nie, as in die rigting van Jesus. Waarskynlik sal almal van ons wat vanaand hier sit sê, maar ons ken vir Jesus. Ek wil vir jou vra, hoe goed ken jy vir Jesus? Dink gou watter woorde, watter daad van Jesus jou dalk die diepste tref. Wat Jesus gedoen het, of wat Jesus gesê het,
is vir jou kosbaar. Natuurlik alles. Maar wat staan dalk vanaand vir jou uit? Wat tref jou in dit wat Jesus gedoen het? Ons bely dat ons vir Jesus deur sy woord leer ken. Die vraag is egter of die waarheid van die skrif jou lewe voortdurend aanraak, voortdurend verander. Dat dit wat jy van Jesus weet, as hy sê, vergewe 70 maal 7 keer, dat jy dit gaan doen. As Jesus sê, ons moet sorg vir die wat arm is, vir die wat dakloos is, vir die wat honger is, dat jy dit doen. As Jesus sê, gaan dan na al die nasies en maak die mense my disippels, dat jy dit doen of dit ondersteun, en sê, dit is wat ons moet doen, as kinders van die Here, as kerk van die Here. Geliefdes, as die Bybel bloot vir ons 'n boek is met mooi verhale, ja, ook mooi verhale van Jesus, maar hierdie verhale verander nie ons lewens nie. As ons na die erediens toe kom, en die woord van die Here hoor, maar dit verander nie ons lewens nie. As jy besig is met die Bybel, met die woord, en dit verander nie jou lewe nie, wat help dit dan? As jy dit lees, en dit gaan by die een oor in en by die ander oor uit, soos onderwysers dikwels sal sê, wat help dit dan? So dit is so belangrik dat ons vir die Gees vra om ons te lei in die waarheid en ons te leer van die Seun en dit by ons te laat vashak in ons harte, dat dit ons lewens verander. Dis Heilige Gees vorming. Hy wil ons deur die woord vorm om meer en meer soos Jesus te leef. So hoe gebeur dit? Hoe gebeur hierdie vorming? Dit gebeur natuurlik in die eerste plek deur God se woord. En vanaand wil ek met julle gesels sommer oor 'n manier van Bybel lees wat ons noem wandel in die woord. Dalk het van julle dit al gehoor, die Latynse woorde daarvoor is Lectio Divina, heilige lees, goddelike lees. Die eerste beweging van as ons die Bybel so lees, is om werklik stil te word. Te gaan luister na die Gees. So dikwels as ons Bybel lees, vat ons die Bybel, ons soek die gedeelte wat ons vandag moet lees, ons lees dit, en ons bid, en ons is klaar. Het dit dan jou lewe aangeraak? Maar as ons gaan stil raak en vir die Gees vra, lei my in die waarheid en leer my van die Seun, dat ek vir Jesus tussen die bladsye van die Bybel opnuut ontdek, dan lees ons anders. Dan raak Bybel lees deel van jou verhouding met die lewende God. Dan raak jou Bybel lees iets wat lewe en lewe bring. Lei my in die waarheid, leer my van die Seun, vorm my, o Heilige Gees. So belangrik. Dan gaan lees ons die Bybel en ons lees dit met 'n paar spesifieke vrae. Jy vra eerstens vir jouself, maar wat in hierdie gedeelte staan vir my uit? Wat val vir my op? Wat tref my vandag wat ek dalk nog nooit eens voorheen raak gesien het nie? Waar sien ek vir God in hierdie teks beweeg? Waar sien ek vir Jesus in hierdie teks beweeg? Wat is Jesus besig om te doen? En dan gaan reflekteer ons oor daardie teks. So jy raak weer stil. Jy raak weer stil en jy sê, Here, o Heilige Gees, laat dit by my insink. En in die refleksie is dit wat na vore kom, dalk die opdrag van die Here. Dalk dit wat die Here aan jou wil meedeel en sê, gaan doen dit, gaan maak so, gaan lewe so, gaan maak dalk reg met 'n broer of 'n suster met wie jy onversoend lewe. Dat die Heilige Gees in jou spreek deur die woord. Ons bly in die woord, ons lees die woord saam. 'n Deel van Lectio Divina is ook om te sê, maar ons kan ook as medegelowiges saam die woord lees.
Want dit wat ek in die woord hoor en dit wat jy in die woord hoor, kan ook hier en daar 'n bietjie verskil. En jy dalk 'n insig wat ek nie kry nie. En die Gees kan deur jou daardie insig vir my gee. Daarom is dit ook so goed om by mekaar te hoor, wat sien jy raak in die teks? Ons gaan vanaand 'n teks lees wat ons al hierdie week gehoor het, Handelinge hoofstuk 16 vanaf vers 11. En ons gaan dit op die volgende manier doen. Ek gaan eers die teks vir ons dwarsdeur lees. Daarna gaan ons elkeen dit in stilte weer lees. En dan wil ek vra dat as jy dit weer lees, dat jy net kyk wat se een gedagte vanaand vir jou tref. Dit kan 'n woord wees, dit kan 'n sin wees, dit kan iets wees wat die Heilige Gees net vir jou wys en sê, kyk hierna, kyk wat het daar gebeur. En dan die moeilike deel, dan deel jy dit met iemand wat langs jou sit. So dan gaan ons met mekaar vinnig deel, wat het ons gehoor in hierdie teks. Die nog moeiliker deel is, jy mag nie inchip by die persoon wat met jou praat nie. Jy mag nie kommentaar lewer op sy of haar wat hulle met jou deel nie. Jy moet net luister. Jy moet net luister en daarna kan jy die kans kry om dit wat jy gehoor het met iemand langs jou te deel. So hierdie teks in Handelinge 16, dit gebeur nadat Paulus 2 keer voorgekeer is deur die Gees en gestop is, verhinder is om na 'n plek toe te gaan. En wat gebeur dan? 'n man uit Troas verskyn in 'n visioen aan hom en sê kom oor na ons toe. En dis waar ons die verhaal optel vanaand in vers 11. Ons het van Troas af weggevaar en reguit koers gehou na Samotrake en die volgende dag na Neapolis toe. Daarvandaan is ons na Filippi toe, 'n belangrike stad in daardie deel van Macedonië en ook 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae gebly. Op die Sabbatdag is ons na die rivier toe buitekant die stadspoort, omdat ons gedink het, daar sou 'n Joodse bidplek wees. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar was. Een van die wat geluister het, was 'n vrou met die naam Lydia, wat die Joodse geloof aangeneem het. Sy het handel gedrywe met pers wolmateriaal en was van Thyatira afkomstig. Die Here het haar vir Paulus se woorde ontvanklik gemaak. Sy en haar huisgesin is toe gedoop. Daarna het sy ons uitgenooi en gesê, aangesien julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom gaan by my tuis. En sy het ons ooreed om dit te doen. Kom ons draai nou na mekaar toe en sê vir die persoon langs jou net een ding, dalk twee, wat jou vanaand spesifiek in hierdie teks opgeval het. Geliefdes, ons doen eintlik vanaand hierdie oefening heeltemal te vinnig. Want wanneer ons saam die Bybel lees, doen die Gees eintlik 'n wonder. En breek hy die Bybel vir ons oop en ons hoor dinge nuut en vars en anders. Ons stel onsself oop sodat die Gees deur die woord ons lewens kan verander.
As ons in afhanklikheid van die Gees lewe, dan gaan hy vir ons die hele tyd wys. Hy gaan vir ons die hele tyd aanspoor en onderrig. Hy gaan sê, kyk, daar is Jesus. Kyk, hier sien ons vir Jesus raak in hierdie verhaal. Kyk wat het Jesus gedoen. Hy sal ons alles leer en ons lei in die waarheid en getuig van die Seun. Dit is ondenkbaar dat ons nie die Heilige Gees kan toelaat om dit in ons lewens te doen. Dis wat die Gees doen. Dis hoekom ons Gees gekry het, om ons die heeltyd aan Jesus te herinner. Hy sal ons nooit van Jesus vervreem nie, want sê die skrif, hy getuig van Jesus en sê wat hy by Jesus gehoor het. En die woorde van Jesus is die woorde van die Vader. Dis hoekom ons dit in die Bybel kan lees en ontdek. En as ons dit saam doen, dan is dit asof die Gees nog meer in beweging kom, 'n wonderlike ding wat gebeur. Nou kom ons gaan kyk net na so 2 of 3 ekstra dinge wat ons sê, so herinner die Heilige Gees ons aan alles wat Jesus vir ons geleer het. En dit help ons om natuurlik te groei. So vorm die Heilige Gees ons. Die Heilige Gees help ons om die dinge wat Jesus ons geleer het te onthou. Hoe baie van ons sal nie kan vertel oor hoe die Heilige Gees jou herinner aan iets in die Bybel nie. As jy nood druk en jy het nie 'n woord om te sê nie, dan gee die Heilige Gees vir jou 'n woord van Jesus. Hy herinner ons aan alles wat Jesus gedoen en gesê het. As jy nie weet hoe om op te tree in 'n sekere situasie nie, maar jy is afhanklik van die Gees, dan spreek die Gees dit in jou hart en jy weet, hoe moet ek optree teenoor hierdie persoon? Wat moet ek doen in hierdie situasie? Dan staan dit wat Jesus geleer het as ware vir ons uit. Dan weet ek, dis wat ek moet doen. Ek moet die Heilige Gees vertrou en afhanklik van hom lewe. Ek glo die meeste van u het groot geword in 'n tyd toe ons nog Bybelverse in Sondagskool gememoriseer het. Ken julle nog daai verse? Ja, nee, so 'n paar van hulle, né? Ons onthou so 'n paar verse. Party mense is nogals baie goed daarmee. Hulle sal vir jou kan sê, daar staan dit. En hulle haal daai ding heeltemal aan. Ek is ook nie eers so goed nie. Maar wat vir my belangriker is, as om 'n klomp verse net te memoriseer, is dat daai verse moet deel raak van jou lewe. Maar dat die Bybel moet deel raak van jou lewe. Sodat wanneer die Heilige Gees jou herinner, dit nie vir jou nuwe nuus is nie. Maar jy sê, o ja, ek onthou dit nou. Daar staan dit in die Bybel. En jy kan dit deesdae mos maklik gaan soek met al die apps wat ons het. So ons kan mekaar herinner, die Gees herinner ons en wys vir ons, so moet ons maak as ons gehoorsaam is aan die Here. Om die woord van God te verstaan, ja, het ons die leiding van die Gees nodig. Maar dit vra dat ons ons eie geregtigheid, ons eie wysheid, ons eie krag sal aflê, sal weggee, en God sal vertrou om deur die Gees vir ons die wysheid en die insig te gee. Want ons kan die Bybel op baie maniere lees en nooit vir Jesus daarin raak sien nie. Ons kan dink dat Jesus baie mooi dinge gedoen het en selfs al die verhale in die Bybel van Jesus ken, maar as ons nie die Gees toelaat om ons te leer oor wat dit beteken vandag in ons daaglikse lewe nie, dan gaan ons nie groei nie, dan gaan ons nie vorm nie, gaan dit geen effek op ons lewens hê nie. Die belangrike ding wat ons gelees het, is die Heilige Gees getuig oor Jesus. Johannes 15 vers 26, wanneer die Parakleet kom, wat ek van die Vader af aan julle sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Dis wat die Gees doen. Hy getuig oor Jesus. Hy is die Gees van die waarheid. En wie is die waarheid? Ek is die weg en die waarheid en die lewe, het Jesus gesê. Nou geliefdes, natuurlik is die woord die plek waar dit begin. Die instrument waardeur die Gees ons leer. Daarom moet ons die Gees elke dag toelaat om ons deur die woord te leer. Daarom is die woord so kosbaar. Om meer fokus op die Gees te plaas, sal nooit die Gees of die fokus van Christus aftrek nie.
Want die Gees maak vir Jesus Christus duidelik aan ons. Dis die Gees se behoefte om vir Jesus aan ons te wys. Dis sy taak. En wanneer hy dit doen, word Jesus ook verheerlik. Daarom kan ons maar weet, die Gees wil ons vorm. Die Gees wil hê dat ons soos klei in die pottebakker se hande sal wees. Sodat hy ons kan vorm en kan maak deur die woorde van Jesus, sodat ons in gehoorsaamheid aan Jesus vir hom kan lewe en elke dag 'n koninkryksverskil in die wêreld kan maak. Die Heilige Gees vorm ons om elke dag meer en meer soos Jesus te lewe. Hy vorm ons denke, maak ons denke nuut. Hy vorm ons dade. En hy help ons om met liefde en genade in hierdie wêreld te leef. Mag die Heilige Gees ons daarmee help en mag ons onsself in sy hande plaas sodat hy ons kan vorm na die beeld van Christus. Amen. Ek wil vra dat ons vanaand dan weer so 2-2 na mekaar toe draai en vir die Here vra dat hy deur die Gees ons sal vorm en dat ons gehoorsaam sal wees aan hom as hy ons vorm, sodat ons tot sy eer kan lewe. Kom ons draai so 2-2-3-3 na mekaar toe en dan bid ons saam. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.